Also is reg. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is dankbaar vir elkeen wat saam met ons inskakel ook aanlyn. Soos ek genoem het, ons gaan hierdie week en volgende week bietjie kyk na Psalm 51 en ons tema is bely en berou oor sonde. Ons gaan lees die heel eerste 7 verse van Psalm 51 en daarna gaan ons saam bid. Psalm 51 van vers 1 tot en met vers 7. Ons het vanoggend net een punt waarna ons gaan kyk en dan volgende week gaan ons verder gaan. Ek lees voor. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Net tot sover. Kom ons maak die oor toe dan met ons net saam. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan wees. Ja Here, ons weet dat U is hier saam met ons, want Here Jesus, U is alom teenwoordig. En daarom is ons vanoggend so bevoorreg, Here Jesus, om U woord, U naam, die naam bo alle name oor ons lippe te mag neem, en Here veral dat ons dit so kan doen sonder vrees van vervolging van enige aard. Ons dank U vir geleenthede soos hierdie waar ons as U kinders, waar ons saam kan kom, Here, U saam kan aanbid, maar ook saam kan leer uit U kosbare woord is. Here, U woord wat onfeilbaar is, wat die waarheid is en 'n lamp vir ons voete en lig op ons pad. Ons dink aan hulle wat op vakansie is en ag Here, ons wil bid dat wanneer hulle sal terugreis dat hulle veilig sal aankom asseblief. Maar vir ons wat hier is, Here, ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie vir elkeen wat vanoggend gekies het om hier te wees. En ons eer U daarvoor. Here, ons harte is dat U en U alleenlik verheerlik sal word, want U is dit waardig. Amen. So as jou eerste punt, en ons gaan volgende net na hom kyk, Dawid bely sy sonde, dis vers 3 tot vers 7, so ek wil net vers 3 weer 'n keer lees. Wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Nou ek dink die eerste ding wat ons moet oplet is wat Dawid nie sê. Dawid kom nie en sê, hoorie, Here, hierdie was vir my 'n slegte ervaring gewees nie. Hy kom ook nie en sê, die versoeking was te groot vir my nie. Hy kom ook nie en sê, hoorie, Batseba was op 'n verkeerde tyd, op 'n verkeerde plek gewees nie. Jy sien, Dawid kom ook nie en sê, Here, onthou dat ek was dan koning gewees nie. Here, ek het soveel goed gedoen. Al soveel baie goed wat ek gedoen het, so Here, hou net dit in gedagte. Jy sien, Dawid besef dat hy het geen regte voor die Here God nie. En net so is ons, moet ek en jy ook besef, want ons lewe in 'n tyd waar menseregte verskriklik baie klem op geplaas word. Maar as ons die Bybel lees, dan besef ons as mens het geen reg voor die Here God nie. Wie is daar wat met die Here vergelyk kan word? Wie is daar soos die Here? Dis wat die Bybel vir ons leer. Daar's niemand soos die Here nie. So Dawid kom en hy erken eintlik maar sy sonde. Dis wat hy hier sê. Hy kom nie met verskonings nie, want ek beloof vir jou, as dit ek en jy was, dan is ons baie vinnig verskonings uitgedink het oor hoekom ek hierdie sonde gedoen het. Want is dit nie iets waarin ons nogal baie vernuftig is nie? As ek sonde gedoen het, dan is ek vinnig om verskonings te gee
hoekom ek hierdie sonde gedoen het. Ek is swak of hoorie so, ek doen dit nie eintlik nie, ek het bietjie geskrik en hoorie as ek skrik, dan doen ek baie keer slegte goed. Maar Dawid doen dit nie, hy erken dadelik wat hy gedoen het. En vers 6 lees ons, Here teen U alleen het ek gesondig. Nou, in die Ou Testament is daar nog iemand wat amper dieselfde ondervinding gehad het, maar wat dan nie gesondig het nie. En dit was Josef gewees. Josef, omdat Here Potifar se vrou, het vir Josef erflikkers gegooi. Kan julle dit onthou? En Josef op 'n stadium het sy hom gegryp, en 'n stuk van sy kleding het geskeur. En Josef se woorde aan haar was, hy het nie maar gesê, hoorie, ek kan nie dit doen nie, hoorie so, jy's 'n getroude vrou nie, nee. Josef se woorde was, as ek dit doen, dan sondig ek teen God. En hier kom Dawid en erken, nadat hy gesondig het, hy sê, Here, teen U alleen het ek gesondig. Maar uit die menslike oogpunt, wat van Batseba en van Uria? Natuurlik het hy teen hulle twee gesondig. Maar sonde in wese is altyd eerste teen die Here God. En Dawid besef dit. Jy sien, dis die belangrikste ding, dat ons dan besef, elke keer as ons sonde doen, dan sonde jy in wese eerste teen die Here God. Nou net vir interessantheid, as ons Romeine 3 vers 23 lees, wat nou eintlik niks nie meer uit te waai nie, maar just bear with me, wat sê, almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God. Nou daai Griekse woord vir gesonde, beteken harmatia. En dit beteken, jy mis jou teiken, jy mis jou doel. En ons as mense doel op aarde is, as jy 'n kind van die Here is uitsluitlik om die naam van die Here te verheerlik in alles wat jy doen. Of jy nou eet, of jy drink, of wat ook al jy doen alles tot eer en verheerliking van God. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. So Dawid kom, en hy besef, hoorie, ek het teen God alleen het ek eerste gesondig. Ja, ek het teen Uria, hy het Uria laat doodmaak, met Batseba het 'n egbreek gepleeg. Net vir interessantheid, daar's kommentare wat sê, dat hy haarself kon verkragt het. Wat onthou in daardie tyd, sy was 'n getroude vrou gewees, en hy het haar ontbied. So sy het nie regtig baie seggenskap gehad nie. Maar Dawid kom, nadat die profeet Nathan by hom was, en vir hom gesê, luister jy het sonde gedoen. En hy besef dit vir die eerste keer, besef hy, hoor hierso, ek het teen God gesondig, en hy het berou daaroor. Jy sien, dis die belangrikste ding, as dit kom by sonde. Want jy sien, mense gaan so half nonchalant rondom sonde. Want ek het iets verkeerd gedoen, maar is daarom nie die einde van die wêreld nie. Maar ek is maar net 'n gewone mens. Ons moet besef, die oomblik as jy die Here liefhet, en jy besef, dat as jy sonde doen, dan doen jy dit teen die Here Jesus eerste, en dan besef jy die erns van sonde. Want as jy sonde doen, en dit plaag jou nie, dan weet jy jy's op 'n gevaarlike plek. Want dit is die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. So Dawid, die oomblik toe hy besef, hoor jy, ek is die ou van wie Nathan gepraat het. Toe skryf hy hierdie psalm. En ek dink vir my persoonlik is dit een van die mooiste psalms van sonde belydenis voor die Here. Van om jou hart oop te maak vir die Here. En om te sê, Here, ek het teen U alleen het ek gesondig. En dis presies wat Dawid doen. Hy draai nie doekies om nie. Hy maak nie verskonings vir sy sonde nie. Hy erken sy sonde. En hy het berou oor sy sonde. Want die oomblik as jy nie berou het oor jou sonde nie, weet jy wat gaan dan gebeur? Jy gaan dit bely, maar môre doen jy dit weer. En oormôre doen jy dit weer. Want jy besef nie die erns van God nie, van sonde nie. Dat dit skeiding bring tussen jou en die Here God nie. Ons lees in vers 5 die volgende. Want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. So Dawid sê dit baie duidelik.
Here, ek het gesondig. Ek besef dit. En ek dink dis iets wat ek en jy ook aanleer. As ons gesondig het, bely dit vir die Here, maar hê berou daaroor. Want as jy nie berou het oor jou sonde nie, dan hoe gaan jy dit werklik met 'n opregte hart berou? Want dit gaan beteken, jy sê net jammer oor dit wat jy gedoen het nie. In vers 3 sê Dawid, Here, wis my sonde uit. Nou in die Hebreëse taal, die woord wat hulle gebruik, verwys na die Bybelse tyd, het die vroue klere gewas. En as klere baie fyn is, het hulle dit in 'n skottel gegooi en met hulle voete gestamp. En as dit baie fyn was, het hulle dit hard gestamp en met hulle hande ook so geknie soos die brooddeeg. So hier kom Dawid en hy gebruik hierdie, en hy sê eintlik, Here, hierdie sonde wat ek gedoen het, lê baie diep. Daarom is dit belangrik, Here, ek pleit by U, dat U my sal skoon was. Reinig my van my ongeregtigheid. En dis wat ek en jy ook moet doen. Ons moet besef, as ek sonde gedoen het, het ek teen God gesondig, en ek moet teenoor Hom bely, dan sal Hy my reinig. Want as die Seun van die mens jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Ek was 'n bietjie voor daar, klip vers 10. Dan sê Dawid, hy het nie meer blydskap nie, want hy sê, U het my verbrysel. Nou as jy gaan lees in 2 Samuel 12, dan lees ons die hele storie van Dawid wat op die dag geloop het, en hy sien vir Batseba wat besig is om te bad, en hy maak toe 'n plan met 'n man. Hy laat 'n man in die voorste linies kom, en hy word doodgemaak. En die profeet Nathan gaan na hom toe en sê vir hom, luister hierso, en hy vertel vir hom 'n storie. En Dawid word so kwaad en hy sê, daai man moet doodgemaak word. En die profeet Nathan sê, daai man is jy. En toe sê hy verder vir hom, Uria is dood. Sy vrou sal swanger word en daai kind sal sterwe. En Dawid, Nathan gaan toe weg, en Batseba word toe swanger, en die kind word gebore, maar hy word siek. En Dawid, sy reaksie is, hy huil by die Here, hy vas en hy bid, en op die 7de dag is die kind oorlede. En die mens, dink jy uit 'n menslike oogpunt, maar hoe kan die Here 'n onskuldige kind, wat nie eintlik gevra het vir dit, hoe kan die Here so iets doen? Ons moet besef dat God is 'n soewereine God. Hy is almagtig. En daarom kan die sonde nie ongestraf bly nie. Jy sien, die wêreld van vandag sal ons leer, maar die God van liefde sal nooit so iets doen nie. Maar die Bybel leer vir ons, hy is 'n regverdige God, want hy het vir Dawid gesê, daai kind gaan sterf. En ons weet, God se ja is 'n ja. Hy is nie soos ons as mense nie. Ons ja is nie altyd ons ja nie. Dawid het gesondig teen God. Hy laat moord pleeg, hy pleeg egpleeg. Maar hy betaal die straf daarvoor. Hy en hy alleen. En as jy op 'n plek kom waar jy soos Dawid werklik berou het oor jou sonde, weet jy wat gebeur dan met jou? Jy ervaar dan, ek het nie meer blydskap in die Here nie. Jy ervaar dan, maar hoe dit voel asof ek ver is van die Here. Want sonde bring skeiding tussen jou en die Here. Sonde breek jou verhouding met die Here, takel dit af. Daarom is dit so belangrik, as jy gesondig het, dat jy dit eerstens sal erken, dat jy berou daaroor sal hê, dat jy dit sal bely by die Here Jesus Christus, en dat hy jou sal reinig van jou sonde. Want jy sien, baie keer is ons te trots om te erken, hoe ek was verkeerd gewees. Ons lewe in 'n tyd waar sonde nie meer sonde is nie. Dit wat die Bybel leer sonde is, word algemeen aanvaar. En daarom is dit ons verantwoordelikheid, as ons sê ons is kinders van die Here, dat ons nie
sal aanvaar wat reg en wat populêr is in die wêreld in vandag se tyd nie. Maar dat ons sal besef, ons aanbid 'n heilige God. 'n God wat sonde nie kan verdra nie, wat sonde nie ongestraf laat bly nie. Wat 'n regverdige God is. Jy sien, baie keer baie keer doen ons onnosel goed, en ons doen sonde, maar die oomblik as ons die prys daarvoor betaal, dan is ons vinnig om te sê, maar Here, hoekom doen U hierdie aan my? Hoekom word ek nou so gestraf? Maar ek dink, voor jy so iets sê, moet jy eers jouself ondersoek. Is daar nie sonde wat jy gedoen het nie? Want ons weet een ding, sonde bring skeiding tussen ons en die Here. Weet jy, as in Maleagi sê die Here Jesus vir die manne, hy sê, manne, is my eie vertaling, as jy jou vrou sleg behandel, sal die Here nie jou gebede beantwoord nie. Jy sien, dis hoe die Here God is. Hy is soewerein, en daarom verwag hy van ons as kinders van God, dat ons nie die teiken sal mis nie. Bedoelende, dat ons die Here sal verheerlik in alles wat ons doen. Dat ons sal erns maak met ons verhouding met die Here. Want die oomblik as jy besef, jy doen sonde teen die Here, dan gaan jy sonde ernstig opneem. Dan gaan jy maak soos wat Josef gesê, ek kan nie dit doen nie, want dan gaan ek teen God sondig. En jy gaan vlug vir die sonde. Jy sien, ons moet alles in ons vermoë doen, om die sonde te doen. Maar ja, ons is nie volmaak nie. Paulus sê dit baie mooi. In Romeine 7 vers 15 sê Paulus, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dan sê hy, wie gaan my red hiervan? Ek ellendige mens. Dan sê hy, Jesus Christus. So ons is nie volmaak nie. Dit beteken nie as jy 'n kind van die Here is, jy doen nie meer sonde nie. Natuurlik. Ons is nie, ons is nie volmaak nie. Maar as ons sondes bely, is getrou en regverdig en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Die kruks van die ding is, Dawid het opregte berou gehad oor sy sonde. Vandag word geleer, luister, jy moenie worry nie. Moenie so hard op jouself wees nie. Jy is ook maar net 'n mens. Want jy sien, as mens dit hoor, wat gebeur dan streel jy so half jou gewete om te dink, wel, my sonde is daarom nie so erg gewees nie. Of, ek doen daarmee sulke sonde soos Piet of Gert. Sonde bly sonde, ongeag. En sonde is altyd eerste teen die Here Jesus Christus. Ek wil afsluit met Hebreërs 12 vers 14 wat sê, jaag die vrede en die heiligmaking na, was onder niemand die Here sal sien nie. Heiligmaking, afgesonder, om te wees soos die Here Jesus gesê het ons moet wees. Die Here het gesê, wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, Dawid, as mens Hebreërs gaan lees, Hebreërs 11, Dawid was 'n man na God se hart gewees, maar hy was nie volmaak gewees nie. Hy het gesondig, maar die Here het hom herstel, en die Here het hom vergewe, want hy het opregte berou gehad oor sy sonde. Dis hoekom ons tema is bely en berou oor sonde. Want as jy nie berou het nie, dan beteken dit, jy bely dit maar net omdat jy het moet doen, met 'n gewoonte uit. So half die verwagting, die Here gaan my vergewe, want dis in sy wese, dis in sy karakter. As dit jou gesindheid is, dan besef jy nie wie God is nie. Dan besef jy nie hoe heilig die Here God is nie, hoe almagtig hy is nie. As mens die Ou Testament lees, selfs die Nuwe Testament, dan sien mens die God van liefde, hy is 'n regverdige God. In die Ou Testament het hy mense doodgemaak. In die Nuwe Testament, Ananias en Safira, ombeheer van hulle verkoop hulle grond, hulle lieg vir die Heilige Gees, wie het hulle doodgemaak? Paulus, Petrus, die Here het hulle doodgemaak. En net soos die Here mense kan doodmaak, net so gaan die Here mense in die hel werk. Die Bybel sê ons moet hom vrees, wat die liggaam en die siel in die hel kan werk.
So elke keer as ek en jy as ons sonde gedoen het, Harmatia, het jou teken gemis. Bely en berou jou sonde. Bely dit voor die Here en hê berou daaroor. En doen alles in jou vermoë om nie voort te ploeter in dieselfde sonde nie. Want dan beteken dit eintlik jy het nie regtig berou daaroor nie. Want onthou, die Here ken ons hart. Die Bybel sê nog voor jou gedagte by opkom, voor jy nog 'n woord spreek, dan weet die Here al klaar wat dit gaan wees. Want hy is almagtig en hy is soewerein. En Dawid het die prys betaal vir sy sonde. En net so is dit met my en jou. As jy sonde doen, baie keer bring ons goed oor onsself. En baie keer betaal ons 'n prys vir ons sonde. Want God is 'n regverdige God. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons eer U, omdat U werklik 'n heilige God is. Here, omdat U soewerein is. En Here Jesus, omdat daar geen ander God dan U is nie. En Here, ons kom bid soos Dawid, en ons erken, Here, dat ons sonde is heeltyd voor ons. En ek wil bid, Here, as ons sondes bely, Here, dat ons daadwerklik berou sal hê oor 'n sonde. En dat ons met opregte harte sal bely voor U. En ons is dankbaar, Here, dat U nie boekhou van ons kwaad nie. Dat U ons sonde in die see werp en die ding nooit meer daar nie. U verwyder dit so ver as die ooste van die weste af. En ons eer U daarvoor, Here. Help vir ons, Here Jesus, dat ons waarlike heilige lewenswandel sal hê. Dat alles wat ons sal doen, dat dit tot eer en verheerliking van U kosbare naam sal wees. Want Here, U alleen is dit waardig. In Jesus naam bid ons dit. Amen.